Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 20ste Maart, die jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en ek wil vandag vir jou vra, in tye van nood, waartoe gaan jy? Nou as 'n klein kindjie speel en hulle gly en hulle val of hulle trip sommer maar net, jy weet, kinders het 'n manier om net van balans af te wees, waartoe hardloop hulle? Kyk, as ma en pa in die omtrek is, dan hardloop hulle soontoe, dis trane, en as jy hulle optel en jy druk hulle so teen jou bors vas, onmiddellik is die gehuil weg. Hulle voel veilig by jou. Nou Jesus het veilig gevoel by sy Vader. Hy kon na niemand anders toe gaan nie, hy kon op niemand anders te vertrou het nie, hy kon net op sy Vader vertrou het. Maar ek wil eers vir jou vra, as jy in 'n tyd van nood is, waartoe gaan jy? Gaan na die bankbestuurder toe, ek het nou 'n nood. Nee, hardloop jy na jou ouers toe, hardloop jy na iemand toe wat saam met jou kan bid. Jy kan, maar God is ons toevlug. Ons moet na die Vader toe gaan en sê, Here, ek het 'n nood, ek het 'n behoefte. Here, help my. Nou Jesus het die vermeerdering van die brode hier in Markus 8, sê hy, in die dae toe daar baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, Jesus sy disippels na hom toe geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom, waarvandaan sal 'n mens hulle in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels om voor te sit. En hulle het dit aan die skare voorgesit. Hulle het ook 'n paar visies gehad en nadat hy gedank het, sê hy vir hulle om dit ook voor te sit. Hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol, en die wat geëet het was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. As ons hier in Lukas gaan kyk, Lukas 22 verse 39 tot en met vers 46 is Jesus in Getsemane. Nou ek het gister hierdie gedeelte gelees en dit het my in die hart geraak. Jesus vra vir sy disippels, bid asseblief saam met my, maar hulle kon nie. En al wat hy kon doen is om na sy Vader toe te gaan, maar die Vader het daarom 'n engel gestuur om hom te versterk. So die Vader stuur ook vir ons engele om ons te versterk, sodat ons ook net 'n beter uitkyk het op die dag as ons in die nood is. Kom ons lees Lukas 22 vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. En hy het neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie U wil nie, maar my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En hy het 'n sware stryd oor hom gekom en hy het met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Was jy al in 'n sware stryd? Het jy al gevoel dinge is net te veel vir jou? Weet net dat God hoor elke gebed. Hy sien elke traan. Hy weet waardeur jy gaan. Toe staan hy van die gebed af op en hy kom by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in die versoeking kan kom nie. Nou die grootste gebed wat Jesus gebid het vir sy disippels en ook vir ons, is hier opgeteken in Johannes 17. En die Here sê, dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel toe opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun ook U kan verheerlik. Soos U hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Kom ons bid saam en ons vra die Here, Here, help my, sodat ek altyd deur in gebed na U toe kan kom. Het sy, of dit in 'n moeilike tyd is, of in 'n goeie tyd is. Want partykeer kan ons U net loof en prys vir dit wat U gedoen het om ons uit die nood uit
te haal. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is groot en U is wonderbaar. Here, baie dankie dat ons by U kan leer. Waartoe is ons toevlug? Ons toevlug kan net na een plek wees en dis na die Vader se oop arms, wat staan en wag vir sy kinders, om na hom toe te kom en te sê, Here, ek het nood, Here, help my, Here, ek het hierdie krisis, of om net te kom en te sê, Here, baie dankie dat U my uit die nood verlos het, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil lofsange tot eer van U sing, Here, baie dankie dat U daar is vir ons, dankie vir U woord, wat ons daagliks lei, sodat ons in U woord kan bly wandel, en sodat ons net gerig en gestig kan word op 'n daaglikse basis. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Halleluja. Amen en amen.